dan sien ons prakties wat familiebande beteken. Familie beteken, want ons is 'n groot familie hier by mekaar. Hier is die bloedfamilie. My ma is volgende hier, ek het nie gedink sy sal dit kan doen nie, maar ons is dankbaar daarvoor, welkom ma. Die ander familie, en dan nou natuurlik oud lidmate, nuwe lidmate, tans lidmate wat tans hier is. Ons is eintlik een groot geestelike familie en is wonderlik om julle almal hier te sien. Baie dankie dat julle gekom het, ek sal dit later weer sê, maar baie dankie dat julle hier is en dat julle bereid is om saam met ons te kuier. Dankie Kobus, jy mag gaan kyk. Nou ja, vanoggend het ek net een behoefte. En daardie behoefte is dat ons die Here sal raak sien. Dat ons hom sal raak sien in ons lewens, dat ons sal sien hoe hy in ons lewens werk, en dat ons dan nou vandag met ons hele wese, maar net die lof en die eer aan hom sal gee. Sy naam sal groot maak en hom sal verheerlik. Dominee Dawie het so rukkie gelede vir julle gesê dat die ou dominees in die konsistorie opgehang word. Julle sal dit onthou. Nou ja, ek wil net vir Dominee Dawie sê, ek het myself in die konsistorie gaan ophang. Ek wil nie vir hom die voorreg gee om dit te doen nie. Nou vir julle wat miskien nou nie verstaan nie, daar is foto's van al die dominees wat in die gemeente was oor die jare, hang daar in die konsistorie. En nou moes my foto nou ook daar gekom het. En ek het nou nie vir hom die voorreg gegee om dit te doen nie. Dankie. Nou ja, wat ons afkondigings betref, gaan lees maar die blaadjie by die huis, op die WhatsApp groepe asseblief. Ons gaan nie volgende baie tyd daarmee mors nie. Volgende week Sondag is dit natuurlik vakansie, daar gaan nie kategese wees nie, maar die erediens is 9 uur soos altyd. Baie welkom volgende week. Volgende week se offers gaan vir die rooi mandjie of die maroon mandjie algemene uitgawes, die wit mandjie gaan vir Wetstaan, dis die huis vir gemolesteerde vroue en kinders. Vandag se kollekte algemene uitgawes en dan vir die koffieprojek, en dis nou nie die kombuiskoffieprojek nie. Dit is die evangelisasie, koninkryksfokus internet evangelisasie. Hulle doen werk onder die moslems. So vandag se kollekte gaan uit vir hulle. Wat ons siekes betref, daar is 'n paar, dan die Marie Neefling. Ek is nie baie seker of sy al uit die hospitaal is nie. Dan die Susan Kames, en die Smit, om Dolf is volgende hier so, ons is bly hier is weer op die bene en aan die gang. Henry van Niekerk, en dan is Rudy Jordaan ook in die hospitaal opgeneem. Ons weet nog nie presies wat die probleem daar is nie. Wat ons verjaarsdag betref, baie geluk aan die volgende persone. Judith Groenewald, Naomi Pretorius, Elsie Kavana, ek sien sy sit nie op haar gewone plek nie, sy het te laat gekom, ne? Elsie Kavana, Etienne Lou, Susan de Lange, Enrique Mini, dan die Corrie de Sa, David Delport, David is verjaar jy ook. David, baie geluk. Laurens Brits, baie geluk, Laurens. En Leander Kreer, gewoon ek daar agter, Leander, baie geluk. Zelda van Wyk, baie geluk ook aan jou en Madeleine van Sail. Baie geluk aan elkeen van julle wat verjaar, mag ek regtig 'n wonderlike jaar, dag en jaar vir julle wees. Baie seën op die pad vorentoe. Almal word uitgenooi na koffie en tee na die tyd in die saal en daar is baie eetgoedjies. Nou reeds baie dankie vir almal wat gebring het, maar ek sal later dit weer sê. Maar almal na die tyd, die saal is net nie langsam, beweeg maar deur en gaan kuier 'n bietjie daar saam. Dan wil ek graag net 2 opmerkings maak voordat ons begin. Ons het nie altyd beheer oor wat in ons lewe gebeur nie. Ek sien Paulus al hier so ekskuus, Dominee Paul Groller van die Sinode, hy sê hy het laat kom, hy het ander verpligtinge ook gehad. Welkom ook Paul aan jou werk. Ons het nie altyd beheer oor wat in ons lewens gebeur nie. Die prediker sê, daar's 'n tyd om te kom, daar's 'n tyd om te
gaan. Daardie tye is in die Here se hande. Ons het nie regtig beheer daaroor nie. Partymal gebeur daar slegte dinge in ons lewens. Ons het nie beheer nie. Maar ons het wel beheer oor hoe ons daardie dinge hanteer. Jy het 'n besluit hoe jy dit wil hanteer. En vandag gaan ons nou baie huil. Maar ek wil besluit dat ons nie huil nie. Ek besluit dat ons vandag dit gaan geniet. Dat ons dit gaan geniet om die Here se goedheid en sy liefde ook in ons as Breekanspaar se lewens te vier, te geniet die afgelope 34,5 jaar. Ek wil besluit om dit te geniet, om hier saam met die Here en saam met mekaar te kuier, die vreugde te ervaar van gemeente wees, van familie van Christus wees. Ek wil dit kies om na die tyd by mekaar te wees, mekaar te waardeer, en dan nou nie lang trane te huil nie. Dit kan later kom as ek op die vliegtuig is en ek het niks om te doen, dan sal ek dit doen. So kom ons geniet dit vandag. Kom ons wees bly, dankbaar. Ek dink dis die groot gevoel wat ons het, dankbaarheid. Die tweede opmerking, julle ken my baie goed, julle weet ek praat nie graag oor myself nie. My ma het my so geleer. Maar vandag wil ek oor myself praat. En as ek dit doen, moenie vir my raak sien nie. Sien vir die Here raak. Die Here wat met 'n mens 'n pad loop. Die Here wat na jou toe kom deur sy Gees en vir jou roep en vir jou sorg, jou dra, voorsien in daardie behoeftes wat jy het. En daarom vra ek, kyk dan nou verby my storie en sien die Here raak. Matteus 5 vers 16 sê dit vir ons, sodat die Vader wat in die hemel is, verheerlik kan word. Ons het 'n Christuskers wat ons elke Sondag aansteek. Dit is 'n simbool daarvan dat Jesus Christus hier by ons is, dat hy saam met ons kuier. In die vroeë kerk het hulle 'n oop stoel gelos. Hulle het natuurlik huisgemeentes gehad. Dan het hulle 'n oop stoel daar gelos en hulle het gesê, op daardie stoel sit Jesus Christus. Ons kan hom nie sien nie, maar ons weet hy is hier. En ons weet hy is vanoggend hier. Ons twyfel nie daaroor nie. Maar die Kers is simbool daarvan dat hy by ons is en dat hy saam met ons vanoggend kuier. En ek wil vanoggend vir my ma vra om die Kers aan te steek. Sy 34,5 jaar gelede het sy vir my die kansel, die toga omgehang. En nou vanoggend is sy hier en ek wil graag hê sy moet ons Christuskers vir ons aansteek. Sy kan nie meer hier op die kansel kom nie en daarom gaan ek hom na haar toe vat. So 60, 65 jaar gelede, het ons elke dag in die gemeente waarin ek groot geword het, dit was in die destydse Rhodesia, toe hy nog Rhodesia was, het ons as toewydingslied, lied 200 gesing. 'n Pragtige lied met pragtige woorde, en daardie lied het van daardie tyd af in my hart en in my gedagtes nes gemaak. Dis asof dit maar net deel van jou hele wese geword het. En daarom wil ek graag hê ons moet dit vanoggend saam sing, voor die tyd. Ons gaan dit nou sing. Die goedheid Heer kan ons nie kwyl nie. Wie word daardeur die diep getref? En as ons dan nou vandag aan die goedheid van die Here dink,
dan kan ons dit uit ons hart uit sing. Kom ons sit net so, en dan sing ons al 3 strofes. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Loof die Here magtige engele wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here alle hemelwesens wat hom dien en sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. Ek wil die Here vir ons loof. Amen. Genade en vrede vir jou van God die Vader, hy wat heers oor die groot heelal. Genade en vrede van God die Seun, hy wat ons van ons sondes verlos het, hy wat die koning van alle konings is. Genade en vrede van die Heilige Gees, hy wat ons lei in al die waarheid. Daar's een ding wat ons deur die jare vasgebind het en wat ons steeds vasbind. Daardie een sal ons in die toekoms nog vasbind. Al is ons daar in Kanada en julle hier in China, daar is een bindende faktor en dit is ons geloof. Ek glo, jy glo, ons glo in God die Vader. God die Vader wat elke dag vir ons sorg. Ek glo, jy glo, ons glo in God die Seun, Jesus Christus, wat met sy kosbare bloed vir ons sonde betaal het. Ek glo, jy glo in God die Heilige Gees, hy wat in ons woon, hy wat ons help om as Christene in hierdie mekaar wêreld te leef. Ons gaan nou eers ons geloof in hierdie wonderlike drie-enige God bely. God drie-enig. En daarna gaan ons sing, o Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, dan kan ek nie anders nie, dan moet ek juig, my redder en my God. Kom ons staan vir ons geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige Skepper van die hemel en die aarde,
en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo
saam. Ons Hemelvader, ons is vandag as familie en vriende hier by mekaar. 'n Wonderlike geloofsgemeenskap. En aan die een kant is ons hartseer want ons moet afskeid neem. Afskeid is nooit lekker nie, dis nooit maklik nie. Maar Here, ons is ook dankbaar. Ons harte loop oor van dankbaarheid vir dit wat U deur die jare vir ons en vir hierdie gemeente gedoen het. En daarom wil ons vanoggend maar net kom. Wil ons maar net voor U buig, wil ons maar net die lof en die eer aan U kom gee. Wil ons maar net sê, U is die Almagtige, die Vader wat sorg. Dankie dat ons dan nou vandag so by mekaar kan wees. En al is ons hartseer, wil ons verby ons hartseer kyk en wil ons U raak sien en wil ons sien dat U groot is en goed is. En wil ons die lof, die dank, die aanbidding van ons harte aan U kom gee. Dankie vir elkeen wat vanoggend hier is. Dankie vir die liefdesbande wat ons bind. Dankie vir die geleentheid om ook vandag U woord oop te maak, die Bybel oop te maak en daaruit dan ook te lees en te leer. En Here, ons bid dat U deur die Gees met elke een van ons sal praat. Maak dit stil in ons harte, stil in ons gedagtes. Neem die hartseer so 'n bietjie weg, dat ons U kan sien soos U werklik is, dat U daarin en daardeur verheerlik kan word. Seën ons dan nou vanoggend saam. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou ja, voordat ons uit die Bybel lees, wil ek graag 'n klompie van die jong mense hê met ons help asseblief. Kom sommer vorentoe. Kom gou. Kom Jacob. Waar is die ander? Kom gou. Hier is Switsia. Is daar nie nog nie? Ek sê by jou pa. Maar jy moet nou nie huil nie, ek sien jy is vandag by hartseer, jy kan nie huil nie, dan gaan ons allemaal huil hoor. Daar sê nou is die paar genoeg. Dankie julle. Ek wil nou eers vir julle 'n geheimie vertel, kom nader. Groot mense mag dit nie hoor nie. Hulle mag nie hoor nie. Johan, hulle kan al hoor. Julle is baie spesiaal in hierdie gemeente. En julle was nog altyd 'n hoogtepunt in my bediening. Ek kan nie jump hier so nie. Maar ons jeugkerkraad hier so, mense julle wat betrokke is, dit is wonderlik. Ons is baie lief vir julle en dankie vir alles wat julle gedoen het. Nou ja, nou wil ek vir julle vra. Wat is hierdie wat ek aan het? Kry daar 'n mikrofoon, ons net almal kan hoor. 'n toga. 'n toga. Nou wat is 'n toga? Leo, wat is 'n toga? Hoekom dra ek 'n toga? Want dominee is die dominee. Dominee is die dominee, jy is heeltemal reg. Jacob? Te wys, jy is die kerkraad. Te wys, jy is die kerkraad, goed, ek is op die kerkraad, wil jy iets sê? Van dominee neem afskeid. Van dominee neem afskeid, ek dra nie elke Sondag nie, sien, dis hoekom hulle nou die afleiding maak, ek dra net as ek afskeid neem. Wat is 'n toga? Wat wil ek toga vir ons sê? Ek is dood. Ek is dood. 'n toga, kyk, dis net 'n stukkie lak wat oorgegooi word. 500 jaar gelede het ons die hervorming gehad, die reformatie. En toe het
die gereformeerdes besluit, hulle gaan nie die Rooms-Katholieke verskillende togas daar, verskillende klere gebruik nie, hulle gaan net 'n swarte gebruik. En wat wil hierdie toga sê? Die eerste plek, ek het studeer as dominee, ja, dit wil sê ek is afgesonder vir die Here, ek is vir hom eenkant gesit, en vroeger jare het ons 'n oomie gehad wat baie kwaai was met ons, hy het gesê, jy moet elke toet ons nog die biddags en die wit hemd gedra, né? En hy het die dominees gesê, jy moet elke Sondag 'n toga aan hê, want hy sê, dit maak al die sondes toe. Nou dis waar, in 'n sekere sin is dit waar, die toga sê vir jou, dat dit nie die dominee is wat praat nie in jou menslikheid nie, maar moenie na die dominee kyk nie, Dominee Dawie sê dit baie maal ook van die kansel af, moenie na die dominee kyk nie, kyk, luister na die Here, luister na die Here vir jou gesê. Nou wil ek vir julle 'n vraag vra, hou vir my nie so vas. Ek maak nou vandag klaar, moet ek nou hierdie toga weggooi? Wat sê julle? Wat sê jy? Nee. Gaan ek hom nie maar vir 'n boemelaar gee nie? Nee. Nee, hoekom nie? Hulle gaan nie dan skeer. Nee, want hulle het nie gestudeer vir 'n dominee. Dis reg, ja. Bly ek 'n dominee as ek hier weggaan? Ja. Ek moet eintlik die synode vra, bly ek 'n dominee? Bly ek 'n dominee of gaan julle my status wegvat? Bly. Jy dink so? Ja. OK. Goed, mens bly 'n dominee, maar nou wil ek vir julle vra, hou net eers so. As ek nou hierdie toga vat, Jakob kom staan hier so. Kan ek hom vir jou omhang? Nee, wag, laat Jakob nou praat. Nee. Hoekom nie? Ek het nie gestudeer nie. Wil jy nie eendag studeer nie? Nee, ek het nie gestudeer nie. Jakob se oupa se dominee. So miskien gaan Jakob 'n dominee word. Maar eendag sien hom dalk kan dra, né? Maar weet julle, eintlik dra elkeen van ons 'n toga. Ek dra nou hierdie toga om te sê ek het studeer, ek is 'n dominee, en moet asseblief nie na die dominee, na die mens kyk nie. Luister na die stem van die Here. Dit is wat hierdie toga vir ons sê, maar eintlik dra elkeen van ons 'n toga. Elkeen, elkeen het 'n bietjie so. Asseblief, dankie. Ek dink ek het hom nou weer om. Elkeen van ons dra 'n toga. Jy kan hom nie sien nie. As jy die Here Jesus liefhet, dan is jy anders. Jy's eenkant gesit vir die Here Jesus. En dan moet jy soos 'n kind van die Here optree. Verstaan julle dit? Ja. 'n Bietjie moeilik. Nee. Dit wil maar net sê 'n Christen is anders en 'n Christen moet anders lewe en anders in die wêreld dan nou ook wees. Dankie. Dankie vir julle. Daar's die soetjies. Wil jy nie hê nie? Dat is Ek wil vanoggend dieselfde gedeelte lees wat ek 34 en 'n half jaar gelede gelees het met my intreepreek hierso. Wie van julle kan onthou? Of julle het nie opgelet nie, of julle het vergeet. Die geheue is nie meer goed nie. Romeine 1 vers 1 tot 7. En ek wil dit graag vandag uit die Nuwe Testament vertaling lees, wat meer 'n dinamiese vertaling is, terwille van die kinders ook, meer omskrywende vertaling. Romeine 1 vers 1 tot 7. Julle kan maar volg in die ander vertalings. Van Paulus. Dit is ek, Paulus, wat julle groet.
Ek is Christus Jesus se diensknegt. Hy het my gekies om 'n apostel te wees. Ek is op sy gesit om die goeie nuus oor God bekend te maak. Hierdie goeie nuus het hy, dit is God, lank terug beloof deur sy profete in die Bybel. Dit handel oor sy seun. As mens is hy gebore uit koning Dawid se nageslag. Hierna is hy deur die Heilige Gees gekroon as die magtige seun van God. Dit het gebeur toe hy lewend gemaak is uit die dood. Hy is Jesus Christus, ons Here. Sonder dat ek dit verdien het, Christus my aangestel as sy apostel. Ek het die voorreg om mense uit alle volke op te roep om in hom te glo en om aan God gehoorsaam te wees. Dit doen ek om sy naam te eer. Julle tel ook onder die bevoorregtes wat geroep is om aan Jesus Christus te glo. Ek praat van julle almal in Rome. Julle is God se geliefde kinders. Hy het julle geroep om aan hom te behoort. Genade en vrede word aan julle geskenk deur God ons hemelse Vader en die Here Jesus Christus. Net tot daar in ons skrifgedeelte. Toe ek in Danita so 34,5 jaar gelede hier in die gemeente aangekom het, dit was nog op Oudjaarsdag het ons ingetrek, was ons soos my vorige kollega Dominee Henny altyd gesê het, nog jonk en mooi en spelerig gewees. Maar voordat ek op 4 Januarie 1991 bevestig is as predikant, en voordat ek op 6 Januarie dan nou my intreekpreek gelewer het, het die Here 'n lang en 'n moeilike en 'n geduldige pad met my geloop. Die Gees het aan my bly werk, totdat ek uiteindelik gehoorsaam geword het, totdat ek uiteindelik gedoen het, wat die Here van my gevra het, en dit is om predikant te word, en toe nou later hier in Fyne bevestig te word. As Paulus 'n brief aan die gemeente in Rome skryf, dan is dit waarskynlik aan verskillende huiskerke wat daar was. En dan stel hy homself aan hulle voor. Hy het die meeste van daai mense nie persoonlik geken nie. Hy het van hulle geweet, maar hy het hulle nie persoonlik geken nie. En dan sê hy vir hulle, dit is ek, Paulus, wat julle groet. Ek is Christus Jesus se diensknegt. Hy het my gekies om 'n apostel te wees. Ek is op sy gesit om die goeie nuus oor God bekend te maak. Sonder dat ek dit verdien, het Christus my aangestel as sy apostel. Ons kom dadelik agter dat God mense roep, dat God mense op sy sit, dat God mense aanstel om vir hom te werk. Ons ken Paulus se lewensverhaal. Hy was eers Saulus geweest. Hy was 'n jong man wat die dag toe Stefanus met klippe doodgegooi is, die mense se klere opgepas het. Hy was goed geleerd. Ons kan sê hy was 'n Joodse dominee geweest. Hy het 'n baie bekende professor gehad wat hom opgelei het, professor Gamaliel. Hy het die Bybel van daardie tyd uit sy kop uit geken. Maar hy het nie vir Jesus Christus geken nie. En daarom het hy die volgelinge van Christus vervolg. Hy het hulle in die tronk laat gooi. En toe gebeur daar 'n wonderlike ding met hom op 'n dag. Hy was op pad na 'n dorpie daar naby Jerusalem, die dorpie Damaskus. En juist toe hy op pad was, het daar 'n lig oor hom geskyn. Daar het die Here Jesus hom ontmoet. Daar het die Here Jesus hom geroep om dan 'n apostel vir hom te word. Sy hele lewe het verander. Hy was nie meer Saulus nie, hy was Paulus. Paulus die apostel. Ja, die Here het hom geroep om apostel te wees en daarom kan hy skryf, ek is Jesus Christus se diensknegt. 'n Diensknegt is iemand wat dien, ek dien vir Jesus Christus. Hy het my gekies om sy apostel te wees. Ek is op sy gesit om die goeie nuus oor God bekend te maak. Op Paasondag het Dominee Dawie gepreek oor onwaarskynlike getuies. En dit het dan nou spesifiek gegaan oor die vroue wat die eerste getuies was van Jesus se opstanding. In daardie tyd het vroue nie eers
kon vroue nie eers in die hof getuig nie, hulle getuienis is nie aanvaar nie. Maar die Here het juis hulle gebruik. Hulle as die eerste getuies van Jesus Christus se opstanding. Hy gebruik nie dominees van daardie tyd nie, die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerdes nie. Die skaapwagters, die geringstes van die samelewing, was die eerste getuies van Jesus se geboorte. Die skaapwagters, die vroue, was onwaarskynlike getuies. En mense is eintlik verbaas dat die Here hulle geroep het, hulle gebruik het, om dan nou te getuig. En so was en is ek ook 'n onwaarskynlike getuie. En het ek vir baie jare verskonings probeer maak waarom ek nie teologie wil gaan studeer nie. Ek was veral lief vir Moses se verskoning. Dit was my spesiale verskoning. Here, ek kan nie so goed praat nie. Dit het alles in 1974 gebeur toe ek in matriek was, 'n groepie jong mense, die jeug tot jeug aksie onder leiding van professor Malan Nel en Dominee Mike Smith Jr. Hulle het opgetree by skole en hulle het getuienisse gelewer. En reeds daar het ek besef, maar die Here roep my om predikant te word. Maar toe daar baie dinge gebeur, die destydse Bosoorlog was daar, en natuurlik die voortdurende verskonings, die verskonings wat verhinder het dat ek moet gaan studeer. En ek het selfs met die Here probeer onderhandel. Ek het vir 7 jaar by Radio Kansel gewerk en die Here gesê, Here, dis daarom in u werk. Dis daarom in die regte lyn. Maar los my maar net dat ek nou nie teologie studeer nie. Wat het die Here gedoen toe Moses gekla het dat hy nie kon praat nie? Hy het vir hom sy broer Aaron gegee om saam met hom te gaan en te help met hierdie moeilike pratery. En so het daar ook een van die beste dinge in my lewe gebeur. Die Here het vir my 'n wonderlike vrou gegee, 'n vrou wat nie bang is om te praat nie en 'n vrou wat baie nog te veel praat. Sonder haar sou ek nooit my roeping of liewer die Here se roeping vir my kon uitvoer nie. Met haar ondersteuning en haar hulp en natuurlik die familie se ondersteuning kon ek gaan studeer, kon ek predikant word en kon ek my bediening hier in die gemeente dan ook uitvoer. Paulus skryf in Romeine 1:5, sonder dat ek dit verdien, het Christus my aangestel as sy apostel. Ek het die voorreg om mense uit alle volke op te roep om in hom te glo en om aan God gehoorsaam te wees. Dit doen ek om sy naam te eer. God roep mense om vir hom te werk. Maar ons is maar almal onwaarskynlike getuies. Ons voel maar almal ons is nie regtig die beste kandidaate vir daardie werk nie. Ons is nie goed genoeg toegerus nie. Hoe kan ons dan nou hierdie werk doen? Maar dit is en dit bly 'n wonderlike voorreg, 'n stuk genade om in diens van God te staan. Sonder dat ons dit verdien, stel God ons aan as onwaarskynlike getuies. Soms is dit vir 'n spesifieke werk, ander kere is dit maar net doodgewoon om jou liefde vir Christus elke dag in elke situasie uit te leef. Die belangrike vraag is jy bereid om deur hom gebruik te word? Of het jy ook soos ek destyds baie verskonings waarom jy nie beskikbaar is nie? En ek nie, liewer die ou langs my asseblief. En hier is van julle wat miskien in 'n grappie gesê het, julle wil saam met my aftree. Ek het slegte nuus vir julle vanoggend. Julle aftrede uit aktiewe diens van die Here word hierdie gekanselleer. Want jou roeping het nie 'n vervaldatum nie. En die gemeente het juis jou nodiger as nog ooit tevore. Hoe het Paulus se pensioenpakket gelyk? Ja, hy het aan die einde van sy lewe gratis verblyf en gratis kos gekry. Maar ek
glo nie dit was so gerieflik nie, want hy in die tronk gesit vir sy geloof. Omdat hy Jesus Christus verkondig het, is hy in die tronk gegooi. Die kos was seker ook nie te waffers nie, want ons lees dat die gemeente so nou en dan vir hom ietsie gestuur het. Paulus en al die ander apostels het nooit afgetree nie. Hulle is lewenslang geroep om te bly getuig dat Christus die Here is. Kan ek nou maar as ek amptelik hier klaar maak daar in Kanada op die stoep gaan sit, 'n lekker stoep, ek het nog altyd gesê ek soek 'n mooi stoep, 'n lekker stoep om op te sit. Kan ek nou maar gaan sit en niks doen nie? Ja, dis waar, ek sal beslis minder verantwoordelikhede hê, maar nee, die roeping verval nie. En nou is ek weer terug waar ek 50 jaar gelede was. Ek is terug met my verskonings, want die nuwe gemeente in Kanada het nou alreeds begin skink vir 'n preekbeurt so nou en dan. En nou is ek alweer daar waar ek sê, Here, maar ek kan nie praat nie, ek kan nie Engels praat nie. En Here, dit is nog Kanadese Engels ook. Ek vermoed die Here gaan vir my 'n paar lesse deur die kleinkinders gee, om dan in my Kanadese Engels op te knap. Ons sal hom kyk. Want die Here roep jou en dan rus hy jou ook toe. Ons lees dat die Here 'n wonderlike volgeling van Christus na Paulus toe gestuur het na sy bekering. Ananias het hom die hande opgelê en Paulus kon weer sien nadat hy blind was na die Damaskus ervaring. Ons lees ook dat Paulus met die Heilige Gees vervul is en dat hy sterker gegroei het in sy geloof. En dan lees ons 'n baie interessante ding in Handelinge 9 vers 22. Daar lees ons, dit is Paulus, het baie moeilikheid veroorsaak onder die Jode. Hy het vir hulle bewys, hierdie Jesus is Christus. Die Here roep jou, maar jy hoef nie in eie krag daardie roeping na te kom nie. Hy gee vir jou die krag. En ons besef nie altyd hoe geweldig groot daardie krag is, waarmee hy in en deur jou dan nou werk nie. Efesiërs 1 vers 19 en 20 is eintlik 'n vers, 'n gedeelte wat eintlik ou se verstand te bowe gaan. Jy kan dit nie regtig begryp nie. Daar lees ons, mag julle besef, dis Paulus wat dan nou vir die gemeente in Efese bid. Hy sê, mag julle besef hoe reusagtig groot God se krag is. Hy werk hiermee in al die heiliges. Met dieselfde bonatuurlike mag het hy ook in Christus gewerk, toe hy hom lewend gemaak het uit die dood. Toe het hy aan Christus die belangrikste plek in die heelal gegee, daar aan sy regterhand. Dink 'n bietjie daaraan. Dieselfde krag, daardie reusagtige krag, waarmee God vir Christus uit die dood uit opgewek het, is tot my en tot jou beskikking. Ons kan dit gebruik. Ek wil dan nou saam met Paulus dit vir jou bid. Mag jy besef, mag jy verstaan, mag jy 'n bietjie insig kry daarin, hoe reusagtig groot sy krag is, waarmee hy in jou as gelowige werk. Want as jy dit verstaan, dan kry jy moed en dan kry jy nuwe krag om daardie werk te doen. As ons na Moses se verhaal kyk, dan sien ons dat hy later sonder self gepraat het. Hy het vir Aaron gesê, "Ag nee, wat, bly jy nou maar stil, ek sal nou die praatwerk doen." Ek kan ook daarvan getuig. God wat jou roep is getrou. Hy rus jou toe vir jou werk. Daarom kan jy rustig raak. En daarom kan jy 'n bietjie van al jou verskoningkies vergeet. Die Here sal ook vir jou die regte woorde, hy sal vir jou die regte gesindheid, hy sal vir jou die krag gee om jou roeping dan nou uit te voer. Maar waarvoor roep God ons dan? God roep ons, hy rus ons toe om Jesus Christus te verkondig. In Paulus se tyd was daar, soos vandag nog, mense wat 'n dwaalleer verkondig het, 'n ander, hulle was ewe vroom gewees en hulle het 'n ander vreemde evangelie verkondig. En daarom het Paulus vir hierdie mense sê, maar
hierdie is die evangelie wat ek verkondig. Hy skryf, ek is op sy gesit om die goeie nuus oor God bekend te maak. Hierdie goeie nuus het hy, dis God lank terug beloof deur sy profete in die Bybel. Dit handel oor sy seun. Dit gaan oor Jesus Christus. As mense sy gebore uit die koning Dawid se nageslag. Hierna is hy deur die Heilige Gees gekroon as die magtige seun van God. Dit het gebeur toe hy lewend gemaak is uit die dood. Hy is Jesus Christus, ons Here. Daar's net een ware evangelie wat ek en jy as geroepenes kan en moet verkondig. Dit is Jesus Christus is ons Here. As jy 'n ander evangelie verkondig, is jy 'n dwaalleraar. Nee, ons verkondig Jesus. God het lank voor sy geboorte deur die profete die goeie nuus aan die volk gegee. 'n Verlosser gaan kom. God die Vader gaan stuur. Christus het mens geword. Hy het onder ons kom woon. Hy het aan die kruis vir ons sonde gesterf. Maar hy het uit die dood uit opgestaan, hy lewe. En Paulus praat ook in hierdie gedeelte daarvan. Hy is deur die Heilige Gees gekroon as die magtige seun van God. Dit het gebeur toe hy lewend gemaak is uit die dood. Hy is Jesus Christus, ons Here. Dit is waarvoor God jou roep. Dit is waarvoor God jou toerus. Om te verkondig dat Jesus Christus die Here is. Almal moet dit hoor. Almal moet dit in jou lewe kan raak sien. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat elkeen nie wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Almal moet dit hoor. Almal moet dit sien. Sodat al meer en meer mense in Christus ons Here sal glo. Want as jy in hom glo, word jy een van die wonderlike bevoorregtes. God roep ons op, hy rus ons toe om Jesus Christus te verkondig, sodat daar al meer en meer bevoorregtes kan wees. Paulus skryf aan daardie volgelinge van Christus in Rome. Julle tel onder die bevoorregtes wat geroep is om in Jesus Christus te glo. Ek praat van julle daar in Rome. Julle is God se geliefde kinders. Hy het julle geroep om aan hom te behoort. Wat 'n wonderlike voorreg om 'n geroepene te wees wat aan Jesus Christus glo. Dit is genade onbeskryflik groot om 'n geliefde kind van God te mag wees. En dit is die wonderlike boodskap vir elkeen wat in die geloof Jesus se verlossing aanvaar het. Julle tel onder die bevoorregtes wat geroep is om in Jesus Christus te glo. Ek praat van julle almal wat vanoggend hier in die NG Kerk op Tweede Tuine sit. Julle is God se geliefde kinders. Hy het julle geroep om aan hom te behoort. Ek en Danita het vir 34,5 jaar die voorreg gehad om deel van hierdie geloofsgemeenskap te kon wees. Hierdie is 'n wonderlike gemeente. 'n Gemeente waar mense onvoorwaardelik aanvaar en ingetrek word. Ons was ook bevoorregtes wat liefde kon gee, maar bevoorregtes wat ook baie liefde kon ontvang. En daarvoor sê ons vir julle en vir die Here baie dankie. God roep ons en hy rus ons toe om Jesus Christus te verkondig, sodat daar al meer en meer bevoorregtes kan wees, wat elke dag onder sy genade en vrede leef. Omdat Paulus afgesonder is, omdat hy geroep is om diensknegt van die Here te wees, kon hy dan nou namens God die seën oor die volgelinge van Christus in Rome afbid. Genade en vrede word aan julle geskenk deur God, ons hemelse Vader en die Here Jesus Christus. As jy 'n bevoorregte is, as jy 'n geliefde kind van God is,
kan jy maar net jou hande in die geloof uitsteek, soos 'n boemelaar wat sy hande uitsteek om 'n stukkie brood te vra. So kan jy na God in jou hande uitsteek, om voortdurend sy genade en sy vrede te ontvang. En dan word sy genade en sy vrede soos 'n tent wat oor jou gespan word, en wat dan nou vir jou help, waarin jy kan skuil, as die storms van die lewe jou wil oorspoel. Daarom, geliefdes, mede-familielede van God, bevoorregtes, geliefde kinders van God, namens die koning wat my geroep het en in wie se diens ek gestaan het en steeds staan, bly leef onder God se genade en sy vrede. Genade en vrede word aan julle geskenk deur God ons hemelse Vader en die Here, ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie vir die liefde en die genade. Vandag kan ons maar net in dankbaarheid voor U buig. Kan ons maar net die groot genade raak sien, opnuut raak sien. En kan ons maar net verstom staan daaroor. Kan ons maar net voor U kom buig. Aan U die lof en die eer kom gee daarvoor. Dankie, Here. Vanoggend wil ek dankie sê vir die roeping waarmee U my geroep het. Lang gelede, die pad waarmee U ook gestap het met my. Dankie daarvoor. Dankie dat U met elke een van ons 'n pad stap. Dat U liefde, U genade, U geduld met ons groot is. En dat U elke een van ons roep. Elke een roep om in U diens te staan. Miskien nie voltyds as predikant nie, maar daar by die huis, by die werk, waar ons ook al kom. U roep ons om in U diens te staan, om vir mense te sê en vir mense te wys dat Jesus Christus die Here is, dat hy ons Here is, sodat hulle ook begenadigdes kan word, sodat hulle ook U liefde en U genade kan ken en kan sien. Here, vanoggend wil ek dankie sê vir die gemeente Pretoria Tuine, ek wil dankie sê vir baie jare waarin U hierdie gemeente geseën het, verskeie leraars wat in die gemeente ook dan nou werksaam was. U het ons gedra, U het ons geseën, U het ons voorsien. Dankie vir elke lidmaat, elke ou lidmaat, elke huidige lidmaat. Dankie dat U vir elke een op 'n manier gebruik het om ook 'n verskil hier te maak. En as ons dan nou vorentoe kyk, dan wil ek vir die gemeente aan U opdra, wil ek hulle in U hande kom plaas, wil ek vra dat U sal voorsien, soos U in die verlede voorsien het, dat U sal voortgaan om te voorsien, dat U liefde en U genade in oormaat oor die gemeentelede en die gemeente van Pretoria Tuine sal uitstort. Seën hulle, onderneem vir hulle, onderneem vir Dominee Dawie wat 'n beroep het na Harare toe. Gee vir hom wysheid en insig, U Lindie saam met hom, wil U vir hulle ook wys wat U wil is, dat hy baie seker sal wees van U wil. Maar Here, as hy dan wel sou gaan, dan weet ons, U sal ook vir hierdie gemeente sorg. En dit is waarvoor ons bid. En dit is waarvoor ons op U vertrou, ook vir die pad verder vorentoe. Dankie vir familie wat vandag hier kan wees, bloedfamilie, dankie vir daardie liefdesbande, dankie vir dit wat hulle ook, die ondersteuning en die liefde wat ons ook deur die jare kon ontvang. Ons bring maar net aan U die lof en die eer. Ons maak maar net U naam groot, want U is groot en U is goed. Dankie vir alles wat U gedoen het, en dankie dat ons glo dat ons nog veilig in U hande is, ook vir die pad verder vorentoe. Ons vra al hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dominee Dawie gaan nou vir ons 'n liedjie sing.
Diep verlange dink ek is sy naam.
vra dat jy net na die uitspreek van die seën weer sal gaan sit asseblief en dan gaan daar net so 'n paar woorde gesê word verder. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in vrede. Genade en vrede word aan julle geskenk deur God, ons hemelse Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Dominee Davie, ek dink jy moet maar as jy moet meer vir optree asseblief. Dankie. Ek weet ek mag ja, maar ek luister nie altyd baie lekker. Daar's 'n paar oordeelings wat ek nou aan julle sal weergee, maar ons is 'n klomp ouens wat moet afskeid neem. So ek weet hoe lief my kollega daarvoor is, dat daar lang toesprake is, veral wanneer hulle oor hom gaan. Ons gaan nie lang stories daarvan maak nie. So ek gaan nou vir Dominee Paul Grobler, die direkteur van Noordelike Synode, vra om namens Noordelike Synode van Dominee Davie te kom afskeid. Ek het amper vergeet. Kan nie dan nie dan. Kan julle asseblief hier sit? Dat almal julle kan, ja asseblief, dankie. Dat almal julle kan sien en julle almal kan sien. Goeiemôre almal. Voordat om vanoggend saam met julle by hierdie spesiale geleentheid te kan wees. Die Noordelike Synode is eintlik maar net 'n versamelnaam vir so ongeveer 110 gemeentes. En hierdie 110 gemeentes is 'n familie. 'n Familie wat geografies lê van die suide van Pretoria, die N1 langs tot by Messina, hoofsaaklik aan die weste kant van die N1. Ander kant die Limpopo, die hele Zimbabwe, en ander kant die Zambesi, gemeente in Lusaka, en 'n gemeente in die Verenigde Koninkryk. En dit is my voorreg om vanoggend namens hierdie familie hier 'n paar woorde te kan sê. Ons as familie wil Dani vir jou en saam met jou Tanta wil ons dankie sê vir 34,5 jaar wat julle getrou die pad geloop het. En ons wil graag vir julle iets saamgee vir wanneer julle daar in Kanada is, wanneer julle op 'n nuwe manier ook moet soek hoe God julle wil gebruik, wanneer julle terugverlang na gemeenskap van gelowiges, wanneer julle na julle naaste familie verlang. En daarom het ek vanoggend saam met my 'n replika gebring van die Noordelike Synode se logo. Die logo is 'n samevoeging van 3 simbole.
soos wat hy hier lyk, is hy gemaak deur 'n beeldhouer in die naam van Sanna Swart. As jy na hierdie beeldjie wat Sanna gemaak het kyk, dan sien jy waarskynlik heel eerste 'n krummetartboom. 'n Krummetartboom wat iets sê van waar is hierdie familie geografies besig om in God se koninkryk te werk. Want die krummetartboom kom in die grootste deel van die geografiese gebied van die noordelike sinode voor. En mag dit te meer Dani jou herinner aan waar jou wortels lê. Daar waar die krummetartbome groot groei. Daar waar die krummetartbome soos bakens langs die pad staan. Die krummetartboom wat duisende jare oud word, wat oorloë oorleef, wat ekonomiese insinkings oorleef, wat regerings oorleef, want God se boom het hy geplant. As 'n mens na 'n boom kyk, dan is daar baie dinge wat in jou gedagtes opkom. 'n Boom is onder andere 'n tuiste vir voëls om in te oornag, om hulle kinders in groot te maak. Dit is ook 'n nalvenis vermoë reisiger. Dit is 'n tuiste vir diere om te kom slaap vanaand, om blare van die boom te eet. En Danita, dankie vir die koelte wat julle in 34,5 jaar vir mense gebring het. Of het vir iemand was wat dalk sterwend in die hospitaal was, of dalk iemand is wat geworstel het met gesinsuitdagings. Elke klein kind is in die gemeente wat op een of ander manier sy of haar weg gesoek het. Dankie dat julle hierdie koelte kom gee deur getrou te wees aan julle roeping. Dani, wanneer jy die woord verkondig het op 'n Sondag in 'n katekesesklas, by 'n begrafnis, by 'n doop. As jy 'n bietjie langer na hierdie beeld kyk, dan sien jy dat hierdie boom word regop gehou deur 'n kruis. Dankie Dani dat jy dit met soveel oortuiging vanoggend weer bely het. Dat God, dat Jesus Christus ons regop hou. Dat hy die rigtingwys is. Dat hy die hoop is. Nie dit wat ek en jy aan kan dink of by mekaar maak, maar dat hy die hoop is. As jy nog 'n bietjie langer na hierdie beeldjie kyk, dan sien jy 'n oop hand. 'n Oop hand. Want dit is die wese van die kerk. Om met 'n oop hand vir die wêreld te leef. Om beskikbaar te wees vir die wêreld. Sodat God se koninkryk kan kom. Dankie vir hoe julle
God se roeping hier kom gestalte het. Die huwelik is nodig se roepingsverklaring is bring hoop. Dankie vir hoe julle God se hoop vir mense gebring het. Die beeldhouer sou graag hierdie beeldjie wou giet. Want dit is die vinnigste en die maklikste. Ons het so in 2016 het ons begin om wanneer die dominee klaar maak met sy of haar bediening vir hulle so 'n beeldjie te gee. Is egter nie vir die kunstenaar moontlik om die beeldjie te giet nie. Die beeldjie is met ander woorde uniek. Dankie Dani en Anita dat julle met julle uniekheid die gawes wat God vir julle gegee het. En ook nie wat hy nie gegee het. Dat julle daarmee julle roeping kom uitleef het. Die beeldhouer sou is wanneer sy hierdie beeldjie moet maak, sy vlekvrye staal het, moet sy hierdie staal tot by 1000 grade verhit. En die hitte maak dat dit moontlik is om hierdie beeldjie te vorm. Daar was ook daarin dat die tye in julle lewe wat die vuur warm was. Versinnend. Op plekke waar mens nie weet of dit vorentoe weer sou afkom. Ons eer die Here dat hy julle gedra het tot hiertoe. En ons bid dat hy wat julle tot hiertoe gedra het, julle ook môre en oormôre sal dra. Die Here seën julle. Met die ring van Daspoort wat lyk soos hy op hierdie stadium lyk, is ek tans die enigste afgevaardigde van die ring van Daspoort vanoggend hier teenwoordig. Want die ander ouens moet in hulle onderskeie gemeentes preek. En daarom is dit my voorreg om vanoggend van julle afskeid te neem namens die ring van Daspoort en die gemeente en die kerkraad en myself. Op 6 Januarie 1991 het dominee Dani sy intreepreek gelewer hier. 9 maande later, op 5 Oktober 1991, is ek gebore. Die twee goed het op die aarde niks met mekaar te doen nie, behalwe vir die feit dat dit vir julle sê, dominee Dani is al langer hier as wat ek oud is. Dominee Dani en tannie Danita
het 'n leeftyd van diens gewy aan die Here in hierdie gemeente. Toe hulle hier aangekom het, was daar nog net 2 seuns. En later daardie jaar is daar 'n dogter gebore. Uit hierdie gebou is daar gedoop. Uit hierdie gebou is daar begrafenis gehou. Nie net van tuine familie, maar ook van eie familie. Maar is daar 'n verskil tussen tuine familie en eie familie? Of het ons maar almal eie familie gehad? Daar is van julle hier wat vir Dominee Dani al ken vandat hy in die gemeente gekom het. Daar is 'n paar van julle hier wat hom al ken van die dag wat hy gebore het. Dominee Dani se werksetiek is iets wat ek dink nie enigiemand enigiets negatief oor kan sê nie. Behalwe miskien dat hy soms te hard gewerk het. Toe Dominee Dani 'n halwe dominee geword het, na hy geëmeriteer het, was nie die pos half. Die werk was 100%. Ja, meer as 100%. Dominee Dani het dit altyd gedoen met 'n hart vol omgee en ywer vir die Here. Dominee Dani moes iewers 'n verskriklike sonde in sy lewe gedoen het, want hy was op 'n stadium skriba van die ring. En geen mens wil dit doen. So ook in die ring het hy sy plek volgestaan. Op kommissies en ondersoeke, skriba. Hy was nooit, julle sal het beter weet as ek, nooit nie beskikbaar. Nooit was iets te veel moeite. En toe hy 'n jong kollega kry, wat hy eers mooi moes oplei as oralis van 2015 af, was daar nie een oomblik wat ek nooit vir Dominee Dani kon bel en kon sê, ek het raad nodig. Of, wat het Dominee gesê toe ek kom, ek moet nooit van een gemeentelid vir 'n ander gemeentelid iets sê nie, want almal van hulle is familie van mekaar. En as ek nie geweet het wie pas waar nie, het ek vir Dominee Dani gesê, waar pas hierdie mense? En dan met sy ensiklopediese kennis oor die gemeente, het hy die hele familie uitgelê. En die extended familie, en waar hulle bly. Om Dominee te gewees het in die gemeente het baie keer opoffering gevra. Nie net van Dominee, nie net van Dani nie, maar ook van Dani en Anel, wat van Kanada af luister, ook van Martinus hulle af, van Mosselbaai, ook van die familie af. Baie keer wou mens nou 'n familiefunksie toe gaan, en dan het daar werk in die gemeente opgesit. Die woord wat ek die meeste op hierdie bladsy geskryf het, is die woord altyd. Altyd beskikbaar. Altyd diensbaar. Altyd raad en ondersteuning. Nooit laat nie. En dan die ding wat sy kollega glad nie is nie, altyd diplomaties. Tannie se plek sou gestaan. Met die vroue leiderskap, met die kosmosklub, met die vroue belange. Tannie Danita is nie 'n mens wat hou van die limelight nie. Maar in die agtergrond het daar baie dinge gebeur, wat ons maar net gesien het, dat dit gebeur. Onder andere agter julle, hang daar die troffel en die orgelsleutel, en 'n foto van die gedenksteen,
van die hoeksteen. Dis deur hierdie mense geraak. Niemand het hulle gevra om dit te doen. Hulle het nie 'n groot show daarvan gemaak nie. Vanoggend toe ek in die kerk kom, toe sien ek dit handel. En dit is hoe julle diens in die gemeente nog altyd was. En dis hoekom dit vir my so mooi is dat hulle vanoggend gesê het, die toga steek vir dominee weg. Die toga het julle albei weggesteek. En God se lig helder laat weerskyn. Baie dankie vir die diens wat julle gedoen het vir Wering en vir die gemeente en vir die kerkraad en vir my en my vrou. Waar daar moeilike tye was. Op die 19de Januarie 2020 word ek georden en bevestig. Op die 28ste Mei 2020 probeer ek selfmoord pleeg. En nooit was daar 'n woord van veroordeling van julle kant. Altyd het julle my en vir julle diens, terwyl ek vermaak aankenbaar was, ondersteun. Daar is nie 'n manier waarop ons vir julle regtig dankie kan sê. Baie dankie vir alles wat julle vir ons en vir die gemeente, vir die Here se kerk beteken het, en die tyd wat julle hier gedoen het. Nou weet ons, julle gaan elkeen net 2 tasse. So ons kan nie vir julle 'n groot geskenk saam gee. So ons gaan vir julle 'n plat geskenk saam gee. Dis iets kleins, maar ons hoop dat dit julle daarmee 'n bietjie sal help daarna gaan. Nou, is dit van die Renita het gevra dat sy graag ook wil afskeid neem van die gemeente en daarna sal dominee Dani sy spreek weer waarneem. So, Gemeente, dit is so lekker om almal te sien, maar dit is nie lekker om afskeid te neem nie. Dan sê ek is die een wat baie praat. Maar ek dink ek het baie geleer in 34,5 jaar om stil te bly en meer te luister. Dit is nie maklik vir 'n vrou dit te doen nie, maar ek vertrou die Here het my 'n bietjie meer daarin gelei. Dan het nou baie dinge gesê waarop ek eintlik sê kom ek kan maar net al mense op sy diens. Maar as ek terugdink aan vorige jare, dan sien ek die hand van die Here. In alles. Dani vir 7 jaar studeer, soos julle weet, aan tikkies en ons seentjies was toe 2 en 4 jaar oud toe hy begin het. Ons het tydens die studies gesien hoe Jesus ons sorg. Ons het moeilike dae beleef. Ek herinner my aan een dag toe ons mekaar gesê, ek wonder of ons hierdie maand ons huurgang kan betaal. En later die middag stap ek na die posbus toe. Daai tyd was daar nog 'n posbus en daar was nie e-mails nie, daar was niks anders nie. Ek stap so toe en ek onthou dit soos die dag van gister dat ek 'n brief wat vars kry.
Nou, dit is nie altyd 'n goeie ding gewees nie. As jy daai verkeerde ding sien, dan begin jy hardloop. En toe kom oopmaak, toe het hulle sowaar 8 jaar gelede van my diens by die Universiteit in Pretoria geld by my geleen. En daardie bedrag wat ons geskuld het, is daardie dag betaal. Hoe kan ons so anders sê as dat die Here is? Ekskuus, daar is dit mag nie, maar dit is nie. Nou, soos ek gesê het, ek later begin studeer en ons het gewonder wat die toekoms inhou. Ons het begin bid dat die Here vir ons 'n gemeente gaan voorberei. Maar ek het iets bygevoeg. Ek het gevra, Here, ek sien nie kans vir 'n ryk mans gemeente nie. Ek sien kans vir 'n gemiddelde gemeente. Ek kan nie glo dat mens vir Here so iets vra. En die Here het my geantwoord. En hy het my gebed verhoor, want hy het my hart gedien. En hy het geweet hoekom ek so vra. Hy en die Pretoria Tuine was die antwoord op ons gebed. Die Here het die gemeente voorberei. Ons is met oorte arms ontvang. Hierdie was 'n gemeente wat ook vir die evangelie ook was, of is. Dit was my wonderlik om in te stap en te sien hoe die mense lus is om saam te leer oor Jesus en lus is om te hoor wat ons vir hulle moet kom oortel. Ons het maar 'n familie geword. Dit is net so. Eers het begin met die destydse Kosmosklub. Dit was baie jare gelede. Elke Woensdag en daar was ook geleer, dit is nog 'n uitdaging. Ons was op 'n stadium 100 of bietjie meer as 100 kinders per week. En kinders dink anders. En ons moes op 'n ander manier leer om hulle van Jesus te leer. En daarvoor sê ek dankie tog vir Juna en vir Renet en almal wat my bygestaan het. Ons het swaar geleer, dit was nogal moeilik om kinders se aandag te behou en hulle van Jesus te leer. Maar ons het tot 'n konsert aangebied, so met baie kinders. Die weeklikse Bybelstudie by die pastorie was ook vir my wonderlik. Elke donderdag het ons bymekaar gekom en ek het baie van die dames geleer, van Jesus. Hulle wysheid, hulle kennis, hulle agtergrond. Die meeste van ons vriendinne is al oorlede, wat saam met my daar was. Dit was ook vir 24 jaar het ek dit gedoen elke donderdag. Maar ek vertrou dat dit vir almal wat daar was, vir my insluitend, so baie beteken het en ons geestelik laat groei. Soos ek sê, ons het 24 jaar op aangehou met die Kosmosklub en toe het ons 'n probleem met die lokaal gehad. Dat ons nie meer by die laerskool kon by mekaar kom nie, maar ja, hulle kon ook nie meer loopkerk doen nie, dit het gevaarlik geword. Mens besef nie altyd nie, maar elke mens wat jou pad kruis, elke persoon het 'n invloed op jou lewe. Pretoria Tuine het 'n invloed op ons lewens gehad. Elke persoon het 'n invloed gehad. En mens moet onthou dat jou lewe beïnvloed oor ander mense. Party is positief of negatief. Pretoria Tuine was vir ons ongelooflik positief. Jare later het ek die vrouebelange oorgeneem en Marita het my touwys gemaak, ek weet nie waar is Marita nie. Sy was maar kwaai en ek moes versigtig trap. Nee, ek jok.
Marika, jy was wonderlik. Jy het nou met geduld en liefde bygestaan. Renet was die volgende sekretaresse. En ek het 'n vrou leer ken, vir wie se hande vir niks verkeerd gestaan het. Sy het soveel ywer saam met my gewerk. En almal sal dan getuig van die lekker kos wat Renet kan maak. Onlangs het ons weer verkiesing gehou en Aniel het dan my oorgeneem. Sy is ook 'n raadvatter en ek glo sy sal baie positief en wonderlik werk in hierdie gemeente onder die vrouens. Dat is eintlik so baie mense wat ek wou noem, maar ek kan nie. Vergewe my dat ek daardie ander persone se name genoem het, maar hulle het baie nou saam met my gewerk. Dankie ook aan die vrouebelange wat vanmiddag verrigtinge, die tee en die baie koekies wat ek van hoor ons gereed gemaak het. En dankie ook aan Jona en Renet wat ons familieete vir ons mee gaan help. As ek terugdink aan tye, dan kan ek nie anders as om te dink aan wonderlike mense nie. Natuurlik gesinne ook. Nie net waar ek gewerk het en maar daar nog betrokke was by die hele gemeente. Ons het jeugdkampe gehad. Ons het mekaar goed leer ken. Ons het kinders goed leer ken. Baie interessante kinders, ontstoute kinders. Ons kon saam lag en ons kon saam huil. Die tyd wat ons hier was, het baie mense geliefdes verloor. Hulle het kinders verloor. Daar was probleme. Maar dit alles het ons nader aan ons gemeentefamilie gebring. In my eie lewe kan ek getuig van baie wonderwerke en van ongelooflike trou en sorg van die Here. Ek kan nie anders as verskoon my. Asof hy Here dankie te sê. Ek is dankbaar vir sy ewige trou, sy sorg en sy bystand. Ek is dankbaar vir tuine en ek is dankbaar vir 'n ongelooflike liefde wat ons aanbid. Vir Pretoria tuine wil ek net sê, mag julle uitstaan as mense wat vaste geloof in God het. En mag julle gewillig wees om sy naam uit te dra. Ek glo hy sal dit doen, soos hy ook in die verlede gedoen het. Wonderlik om te kan sê, Jesus Christus is gister, vandag en morgen dieselfde. Julle verstaan nou waarom ek sê sy praat partymal te veel. Ek gaan nie so baie praat nie. Dankie Paul, waardeer jou vriendelike woorde en die beeldjie. Baie dankie. Dit sal ons laat terugdink. Ons sal dit koester. Baie dankie. Dankie Demi daarmee. Jou woorde, Lindy. Ons het groot waardering daarvoor. As ons dan nou met afskeid neem, dan het ek, soos ek nou alreeds gesê het, het ons groot dankbaarheid in ons harte. Dankbaarheid teenoor julle as gemeente, dankbaarheid teenoor die Here. Ek het so ietsie gesê van die roeping, dit was moeilike studiejare, maar die Here het ons daardeur gedra. Dankie aan die familie wat ons gedra het in hulle gebede en ook finansiëel. Baie dankie aan elkeen. Ons dink terug daaraan en ons vergeet dit nie. Maar dan wil ek dankie sê vir julle as gemeente.
hier is van julle wat ek gesien het by geboorte, wat ek gedoop het, wat ek getrou het, die kinders ek gedoop het, dis van julle wat afsprake het vir begrafnisse. Julle was nou net baie vinnig gewees daarmee nie, ek het beloof, ek sal dit doen, maar nou moet ek my belofte hou, daar is van julle wat my geboek het vir die troue, staan dat die man jou kan sien, sy sit nog die man. Daar is van hulle wat my geboek het, maar dit was nie my skuld dat julle my verstaan het. Ek is baie jammer. Maar ek wil maar net sê, ons is 'n groot familie wat baie jare saamkom. En dit is van die begin af, is ons ontvang hier met liefde. Ek onthou die eerste dag toe ek by Oostern gekom het, op Oostern in Tronse huis, hier in die pastorie, was daar 'n ouderling wat my baie mooi ontvang het, Ruben Kreer. En daardie liefde het ek beleef in die gemeente, en beleef ek vandag nog. Dat ons eintlik 'n groot familie is, dat dit vir ons vandag baie moeilik is om van hierdie familie afskeid te neem. Ek het nou al van die eredienste nou in Kanada elektronies geluister en ek gaan die sang gaan ek baie mis, ek gaan my eie taal baie mis. Daar's 'n hele paar dinge wat ek gaan baie mis. Ek gaan hierdie saamwees mis. Hulle gemeentes is kleiner gemeentes. Ek gaan dit regtig mis, maar ons het deur die jare het ons bederf geraak met die liefde en die omgee. Ons kollegas, my kollegas deur die jare, ek kan net van met groot dankbaarheid sê dat ons altyd baie goed oor die weg gekom het. Dr. Stanley Strom eerstens, toe Dominee Henny Horn, en Dominee Davie, hoeveel jaar? 10 jaar, is dit nou 10 jaar. So ons het regtig wonderlike verhoudinge gehad en lekker saamgewerk. Die kerkraad, William was baie maal kwaai op die kerkraad gewees, maar hy en Gerda het die dominees eintlik wonderlik beskerm en het vir ons omgegee deur die jare. En ek sê dankie daarvoor, dankie vir die kerkraad, dankie vir die gesindheid. Baie kere was ek konsulent by ander gemeentes en dan moes ek die kerkraadsvergaderings bywoon en dan kom ek terug en dan sê ek vir Danita, ek is so dankbaar vir ons eie kerkraad, ek is so dankbaar vir die gesindheid wat daar is. Ons het niks om oor te kla nie, ons is regtig baie geseën. So baie dankie vanoggend aan elke ene vir julle liefde, vir julle omgee, vir julle ondersteuning. Iemand het gesê, dankbaarheid is die geheue van die hart. Ons sal daai dankbaarheid in die hart berg. Ons sal al die mooi herinneringe berg. Baie dankie. Dan wil ek graag net dankie sê vir vandag. Dankie vir almal wat nou vandag aandeel het in hierdie geleentheid, hierdie afskeidsgeleentheid. Eerstens dankie vir almal wat hier is. Hier selfs een van my hoërskool matriekmaats hierso. Maar hier is so baie familie en vriende wat gewys het dat hulle omgee. Dit voel soos 'n begrafnis, maar ek wil nie hê dit moet 'n begrafnis wees nie. Maar baie dankie dat julle gewys het dat julle omgee en dat julle dan nou hier is vandag. Baie dankie daarvoor. Dankie vir hierdie se magdag, die blomme en al die verversings in die saal. Tanya, dat jy gehelp het met die opname. Dankie vir jou moeite daarso. Johan vir die klank, ekstra moeite gehad het. Frik wat self stoele ingedra het en al die dinge gedoen het. Baie dankie Frik vir al jou opoffering. En aan al die dames van die vrouebelange. Julle sal sien die tafels kreun onder die lekker eetgoed daar in die saal. Baie dankie vir al julle moeite. Aan deel met jou span. Ek weet nie wie almal betrokke was nie. Ek weet die Leroes het gister die goeders weggesit, maar in elk geval elke een van julle wat ietsie gebring het, wat op een of ander manier dan nou hierdie dag vir ons spesiaal maak. Baie dankie daarvoor. Ons waardeer dit. Dankie Dominee Davie vir jou sang ook. Ons waardeer dit. So ons wil eintlik maar net sê, ons is baie dankbaar. En ons bring aan die Here die lof en die eer. Dit is maar soos ons die erediens begin het. Psalm 103.
Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy baie weldade vergeet nie. Dit is maar wat in ons harte en ons gedagtes is. Baie dankie en ek nooi julle om almal daar in die saal te gaan saamkuier. Wil die Dawie gaan afsluit met 'n gebed. Dan gaan ons nog die oorwinningslied sing. En as ons dan nou die oorwinningslied klaar gesing het, dan kan julle deurbeweeg na die saal toe en kuier maar 'n bietjie daar saam. Ek weet nie, wil jy hê ons moet by die deur staan en groet, maar dit is baie moeilik. Doe maar, ons sal mekaar sien daar in die saal. Baie dankie, Dominee Dawie. Dankie, Dominee. Ek gaan net voordat ek bid, wil ek net 'n paar orderreëlings aan julle leergee asseblief. Daar's tafelversierings op die tafels in die saal. Dis Petro Leroux se persoonlike eiendom. Moet dit asseblief nie saamvat huis nie. Die eetgoed is so voorberei dat daar min of meer van die ouens wat gespreek het, ek sien daar's minder. Maar aanvanklik is dit so voorberei dat daar vir elke ou een item van elke ding is. So vir elke ou is daar een borsrolletjie, een perkie, een wat. Ek weet nie of daar borsrolletjies is, maar jy verstaan die beginsel. So jy vat vir jou een van elke ding wat jy wil hê en dan staan jy net bietjie terug. En as daar goed oorbly is jy meer as welkom om verder te. Ek wil nou nie soos oom Hendriks kom aan sê wat wil julle vlieg of wil julle vreet nie, maar wees considererend teenoor die ander mense wat nou nog nie by die tafel was. Die tafels staan in paartjies van 2. 'n tafel met 'n pink runner en 'n tafel met 'n blou runner. Al daai tafels is identies, die pare. Op die pink deel is die soetgoed op die pink deel, die soetgoed is op die pink deel, die suikergoed is op die blou deel. Elke paar tafels is presies dieselfde. So gaan na jou pink en jou wit tafel toe, kry 'n bordjie, pak hom, staan terug van die tafels af dat almal net kan uitkom waarom dit uitkom. Die diakens, sal ons net help dat ons nie kokelor vlieg op 'n storm. So dat ons net min of meer ordelik verdaag. Die eregaste sal eers uitbeweeg. Dis nou julle ouens wat sit op die plekke waar daar staan gereserveer of bespreek. So julle beweeg eers uit en dan Kobus sal julle ons help dat die ouens so ry vir ry, 'n ry uit die kerk en ry die saal gelyk deur beweeg sal. As daar, laaste punt, as daar nuwe intrekkers is, kom kry asseblief vir Maria voor by die klavier na die tyd. Is daar nuwe intrekkers? Mag soos? Daar is nie nuwe intrekkers. Ek het net een dingetjie vergeet. Johan en Jolande, ek sien hulle is met jou kleintjie, jy het Jolande nou uitgegaan. Maar baie geluk. Hulle is vandag in die erediens met jou kleintjie, met Ina Marine. Baie geluk aan Kobus en Petro en Daniel en Ina as oupas en oumas. Baie geluk hoor. Ek het vergeet aan die begin, ek is jammer. Mag sy vir julle baie seën en baie vreugde bring. Dis die voorreg van 'n vrou om van plan te verander. What's the good of having a mind if you can't change it? So dan het gesê, julle gaan wel by die deur staan en die mense groet. Nou moet julle fokus. Die Daniel en Danita gaan by hierdie deur staan. So as jy wil groet met die verbykom, moet jy van agter af so om, anders groet julle hulle in die saal. Goed. Kom ons sluit die oop. Here ons God. Ons is hartseer. Maar ons is ongelooflik dankbaar. Wanneer ons vanoggend hier voor U sit en staan
wil ons vir u sê, daar is nie woorde om genoeg dankie te sê vir hierdie twee mense wat u na hierdie gemeente toe gestuur het. Dat u 'n gebed beantwoord het wat vra verminder en nie vermeer nie. U het mense gestuur wat diensbaar was vir 34,5 jaar in hierdie gemeente. U gemeente. U het vir NG Pretoria Tuine voorsien. Ons dank u daarvoor. Maar Here, van hier af gaan hulle verder. Baie verder. En ons wil bid dat u saam met hulle sal bly gaan, soos wat u nog al die jare saam met hulle gegaan het. Dat u hulle bediening in Kanada ook sal sien. Waar Dominee Dani se ma en broer en suster hier agterbly, waar Martinus en Joanita en die kinders hier agterbly, is dit ook vir hulle moeilik. Ons bid dat u ook vir hulle sal troos. Dankie dat ons weet dat soos wat u met Dominee Dani en Tannie Renka sal gaan, u ook met ons sal wees, wat hier agterbly. Dankie dat u die God is wat voorsien. Dankie dat u die God is wat ons dra en saam met ons staan, oral waar ons gaan. Dat u ons seën met mense wat 'n verskil maak, omdat hulle na u roepstem luister. Amen. Kom ons staan vir die oorwinningslied.